Welkom by Radio C7, jou radiostasie vir jou gemeenskap. Ek is Lorenzo Maurice. En ek is Jolien Conradi. Radio C7. Binne jou huis. En welkom by die show. Radio C7 wil vir ons subscribers en ook ons viewers baie dankie sê dat julle ons so ondersteun. Ons waardeer dit opreg, want ons weet saam met julle gaan ons doelwitte in Eastern kan bereik. In skoolnuus. 'n Leerder van Eastern Sekondêr, Elaine Pieterse, gaan een van die dae deelneem aan 'n netbaltoernooi. Elaine het in 2023 deelgeneem aan die proewe en ongelukkig het sy dit nie gemaak nie. In 2024 was sy weer eens deel van die netbalspan gewees. Sy het toe gespeel as verdediger en hulpverdediger. En in hierdie twee posisies het sy begin uitblink. Elaine se storie is nie net 'n storie van determination nie, maar ook 'n storie van nie moed opgee nie. Elaine het deur baie struikelblokke gegaan, maar sy was vasberade om haar droom te bereik. So vandag is sy nie net gekies om aan die Cape Winelands span deel te wees nie, maar ook aan die hele Weskaap span. Ons as Radio C7, saam met die gemeenskap, die skool en ook haar familie, is baie trots op die prestasie wat Elaine bereik het. Ons wens jou alle sterkte toe op jou pad wat voor lê. Wees op die uitkyk vir die volle episode waar ons 'n bietjie gaan gesels met Elaine en sy haar volle storie vir ons gaan vertel, van alle struikelblokke tot haar achievements. As jy ongestel, man, fuck wat hulle sê. Hulle wil draai vir jou tot sy spad. Let it go, man. Aanvaar jou sê haar fiets is. Ek gaan my nie verander vir mense. Aanvaar my wie ek is. Hallo, ek my op straat soos 'n gangster, maar sale respek is. Dit is my business, dit passie by jou nous nie. Vergelijk met gister, ek sê nie vir oukie wat sy van my, I don't care, as my ways, sorry for your change. Ek word gezet op elke kone, as ek trot in die pad, maar ek is nederig, want ek druk my trots in die sak. Hulle sê ek's brekerig, het lyk ek het die lotto geslak. Nou kan sy hoor, ek word gekyk, by my trot in my trap. Ek worry my niks, want ek skit met God in my hart. En die mense wil vir my kotsins, dat wat koppe gekrap. Maar toch weet ek dat God hy sal my oppere vat. En God sal elke afgunstigheid blok in my pad. Want hy is my makelaar, vir hom gee ek die lof in my spraak. En ek worry nie eens van mense, wat stof van my praat. Want wat sy uitgooi, dryf my net na iets rover in staat. Ek weet dat niemand iets aan Mario Christoffels kan maak. Ek gaan my nie verander vir mense, aanvaar my wie ek is. Hallo, ek my op straat soos 'n gangster, maar sale respek is. Dit is my business, dit passie by jou nous nie. Vergelijk met gister, ek sê nie vir oukie wat sy sê van my. I don't care, as my ways, sorry for your change. In background is het poison. Ja, dit is my style, ek move. Aan God is ek aan loyal. Sy kan jou mind brom. Jou hart voel soos 'n toilet. As ek stuffy move, sy wil het maar gespoil. Ek is trots op myself, nie dat gee ek my liefde syns. Aanvaar my soos ek is, terwyl ek liefde vir almal wys. Hulle wat nou nog ry, honde wat nou nog blaf. Doen 'n ding aan my, ek gaan laaste lekker lag. Ek lewe maar net positief, al was my feelings doodgeskiet. Die duivel het jaloers, omdat ek God se woord en ben so groot as my respek. Hulle oë val op my nek, sy sien my king, sy die my hier. Ek gaan my nie verander vir mense, aanvaar my wie ek is. Hallo, ek my op straat soos 'n gangster, maar sale respek is. Dit is my business, dit passie by jou nous nie. Vergelijk met gister, ek sê nie vir oukie wat sy sê
storie. Leendra se storie is 'n storie van inspirasie, dis soos ek dit voel. Op die ouderdom van 13 jaar oud, besluit sy gaan nou skool los. Sy's klaar met die skool. En vandat sy die skool gelos het Leendra ook in dieselfde voetspore van haar ma gestap. Sy het ook begin dagga rook, sy het begin enkels ook en begin verkeerde vriende in haar lewe in te bring. Maar die Here kom maak 'n ander draai in Leendra se lewe deur haar ma. En op 15 jaar oud besluit Leendra sy weer reg om in die skoolbanke te gaan sit. En sy gaan sit, daar gaat 7 jaar en sy maak haar 7 jaar klaar. En nou is Leendra tans in graad 8 op 16 jaar oud. Leendra, soos ek nog vir die mense vertel het, dat jy op 'n jonge ouderdom die skool gelos het, né? Wat is die rede dat jy die skool gelos het, en sal jy sê dat die omgewing waarin jy groot geraak het en die huis waarin jy groot geword het en 'n mamma wat verslaaf is aan dwelms, het dit 'n impak op jou keuse gehad om skool te los? Ja, dit was 'n impak op my gewees, want ek het dit so gevat, my ma sê by my nie. Ek het die liefde nie. Tye wanneer ek honger is, wanneer ek sit, my ma sê daar nie. My ma so baie dinge uit, my ouma is so baie dinge uit, niemand waar op my nie. So kom ek waar op my siya. So ek gaan doen wat my ma gedoen het, want vir my is dit reg. En omdat ek goed geraak en dit is dit vir my reg om dit te doen. So, dat was die voorbeeld wat vir jou gestel was. Wat my gestel was. Ja. Soos jy sê, jy het die, jou mamma was nie by jou nie, jy het die liefde gevoel nie, en daar was nie altyd aandag gegee aan jou nie. So jy sê jou opgegroeide jare was nie dit wat jy sou wou hê nie, ook nie van die beste nie. Dit is wat ek sou wil hê nie. Dit is ook nie van die beste nie. Want kyk, ja, was tye van my vriende, miskien hulle het nou speelgoed soos poppe, of hulle nou Vrydag sakjakies en so. As hulle sê nou my en so, dan kyk, hoekom het ek aan die goed wat hulle het nie? Wat ek kan verdien om dit, om so liefde te hê. Verstaan jy? So dan was hy lekker gewees, hy het dit. Wina, as jy nou hoor, jou dogter sê vir jou hoe sy gevoel het daai tyd toe sy groot geraak het, en dis die tyd toe jy nog op drugs en goeters was. Was sy sê sy was honger baie kere en sy het nie gevoel hulle is lief vir haar en sy kry nie aandag van julle af en jy was ma en pa vir jou kind mos maar alle jare lank, né? Hoe laat dit vir jou voel as sy so praat? As sy sê dit is haar ervaring toe sy groot geword het. Kyk, wat ek het gedoen dat ek nie daar gewees het. Ek het gewoon nie van dat nie so gemaakt, ek waren nie wat mense sê nie. Dat is nog maar so wat jy draag ook. En waren nie wat mense sê nie, waren nie wat mense, ek doen het voor hulle. Hulle kan maar sien ook, hulle kan maar hoor ook. Ek net die waren nie so, dat jy van die draag maak jy so, dat jy vergiet wat jy doen, jy waren nie wat jy doen nie, jy doet voor mense en jy skaam nie. En maar nou as ek praat, nou voel ek voel het eindelijk. Ek voel hartseer. Ek voel hartseer, ja. Sy lekker vir Sy lekker om my nie op te hoor. Okay, so, jy het nou skool gelos, né? Leendra, en nou, jy besluit om jy wil weer te gaan skool, jy wil ook 'n verandering in jou lewe maak. Wat het jou nou regtig laat jy besluit neem? Tot wanneer het jy tot op jy besef gekom dat jy wil weer te gaan skool toe? Dat het begin op baie belofte wat ek aan my ouma gemaak het en my ma wat my baie geaanmoedig het. So ek het besluit, ek het drome was my wag, wat ek kan bereik. So ek het besluit om skool klaar te maak, om nie net vir my nie, maar vir my ook 'n beter lewe te gee. Want om vir haar te bewys, ek kan dit doen. Jou kind kan dit doen, man, soos ek gaan dit doen vir jou. So al is dat tye wanneer ek my voel nou, op weet ek wat ek in skool is, ek wil terug gaan, ek wil nie skool op, as ek baie keer met my ma, ek wil nie skool op. Hoe praat my onderwyser saam, sy praat diep saam met my en kinders, kyk my snaaks aan en goed toch. As sy my ma moet nie opgenoeg en gaat school toe, is niks by die huis, wat ga jy by die huis maak? Is miskien iets om te eet, by die school kan jy eet. So we gaan terug, gaan school toe, my school nou, sê, ek gaan nie spuit tussen my kind. Ja, sê. Dat is wat my aanmoedig. Ek hoor nog wat jy sê, nee, en ek dink, en dat hoor ek ook, dat jy sit nou, so jy sit nou in die skoolbanke, en jy is nou weer terug school toe, en jy begin leer nou weer,
Maar nou besef jy ook mos nou jy is ouer as baie van jou kinders in die klas. Né? Jy is ouer as hulle. Hoe het toe jy nou terug gaan skool toe, hoe het jou maatjies hoe jy dit ervaar? Het ek so van hoe het jy dit ervaar? Toe jy nou terug gaan skool toe en obviously nou is maatjies mos dan ons kinders is mos maar ons kinders kan nie afraak en kan lelik wees. So jy sit nou hoe voel jy dat hoe voel jy toe nou as hulle moet vir jou sê Leandra maar jy is mos ouer as ons almal in die klas. Né? Hoe het jy gekoop met jou middelskoolleerlinge wat jou afdruk of elke keer dit in jou gesig gooi dat jy ouer as hulle is in die klas? Ek het baie kwaad geraak, frustreerd geraak, skel ek hulle mos uit of ek beklei saam hulle en so. Maar besef ek, hoekom ek beklei saam hulle, ek weet mos waarvoor ek is. Ek het my rede en ek is nie hier om kinders te luister wat hulle sê nie. Ek is ouer as hulle nou, kon hulle luister wat hulle wil sê. Ek is hier om my skoolbaan klaar te maak. So ek wil nie wat hulle van my sê en hulle kan maar dink en sê net wat hulle wil. Ek weet wat ek weet en ek weet waarom ek is. Okay. So nou as jy in die skool en alles van die, maar nou wat ek ook vir jou wil vra, as jou ma's mos nou 'n enkel ma, né? En julle sukkel mos nou so 'n bietjie finansiëel, né? Maar in jou spaartyd, oor naweke en die week na skool, het jy mos aan 'n dag mense se hare ingevleg vir ekstra geldjie om jou ma te kan help, sodat haar broodjie na huis kan wees of kragjaartjies kan wees. Kry jy nou nog baie mense wat van die dienste van jou gebruik maak? In die begin het ek baie koppe gekry, soms so 2, 3, 4 koppe in 'n dag se tyd. En ek het 'n voeltjie oor vir dat jy so mooi sing. Is dit waar? Ja, ek sing, ek hou van sing. Om te sing is eintlik baie wat my inspireer. As ek sing of musiek luister, as ek baie rustig en so, afvat dit my diep. Musiek vat my eintlik terug na hoe my dae gewees het. So dan kan ek maar aangaan met die interview. Nee, en dan kan ons maar net sê, kan ons maar net die edited song, nee. Okay. So sê net jy stukkie vir my weer van voor af. Ek gaan nie vir wie vra. Ja, ek kan sing. Musiek is eintlik iets wat my inspireer. Ek hou eintlik van musiek, om na musiek te luister. Tydjies as skryf ek sommer my eie goed of ek skryf dit hier, sê ek luister na miskien 'n song, begin ek my eie goed opmaak en so. Sy sê aan die tyd toe dinge mos nou nie so mooi en lekker was met jou nie. Was dit jou escape van die omstandighede af, van jou realiteit af? Dit was, want ek kan nie vir iemand sê nie. Niemand is aan om te luister en hoe ek nou voel nie. So wat ek voel, skryf ek neer en dan weer ek dit in 'n song. Wow. Van watter ouderdom af het jy besef jy kan eintlik sing en die liefde vir musiek? Ek was nog baie klein geweest. Ek dink dit was 12 jaar oud dat ek besef het ek kan begin sing. Maar altyd as my ma so op Draco wie ze steeds so gesing, as sang ek saam en dan album ek sing. Ek sing. En toe so bijvoorbeeld nie meer maak as ek kan ook nog sing. Ons aan man kan so, ek gaan altyd probeer tot ek dit reg kry. Okay, sê vir my wat is die song wat jy vir ons gaan sing en waarvan af kom die song? Sê ook wat dit vir jou beteken. En dat het my geleerdere gejoen is. Die song wat ek geskryf het. Nou was het een original song? Is een original song wat ek van Sia geskryf het. Is eintlik my life change. Song is eintlik my life change is baie dinge wat ek die gemaak het. Is in die song en baie dinge wat ek sien wat voor my gebeur. Wat my laat voel, hoe dit my laat voel. Skryf ek ook in so. Ek het besef ek kan mos 'n song maak om my lewe. Ek kan begin 'n songs maak. Ek kan even 'n boek skryf om my verhaal. So die song is 'n song wat my diep gevat het. Dis eintlik woorde wat ek altyd in my kop gehad het. Heeltyd wat ek geskryf het. Is daar enige artist in Suid-Afrika, local in Eastern of in die heel Suid-Afrika wat jy voel is jou inspirasie vir jou musiek wat jy maak? Is iemand, ja. Wat eintlik my die rede gegee het om hy song te maak. As Caitlin Philander. Ek hou van haar, ek as stolk haar baie. Want al sy
Sy breek baie goed, dat die mens baie aanraak. Sy sien nou by hoe afzourig en verseker en so, wat ek kan hoor aan haar so sy, praat net die waarheid. So sy is nou jou favorite My artist. idol. Jou idol. Ja. Wow. Ja, my enkel ook, hy saam met elkaar, hy maak ook so, maar ek weet nie wat is so, hoe om te search, wat een naam ja. Maar altijd als ik zo wil, hulle gesit het en hulle maak so, dan luister ek so aan hom. En Ja, dan kijk, as dit ek gaan ook hier staan. Ek gaan ook hier staan, Ek, dat is ek die. Yes. Dat is ek die. Ek Yes. staan so als ek die. Ek gaan hier staan. Ek gaat ook met die en goed. Hier om vir ons 'n live performance te gee op Radio 67 as original song wat Kid Andy vir ons geskryf het. En julle gaan dit net vandag vir die eerste keer hoor. Kid Andy. Kijk in die radio 67. Wanneer jou is tot, wanneer jou kom buis. My light sizing dropping soon. It's us be humble. Could not let the beat slide. En dat wat ik jou maak, is dat wat mistake maak. Maar ik wou er nooit aan vaar. Want dan wat ik voor is aan mami die mekaar. En dat wat ik God vraag, is om met je te dragen. En dat wat ik jou maak, is dat wat mistake maak. Maar ik wou er nooit aan vaar. Want dan wat ik voor is aan mami die mekaar. En dat wat ik God vraag, is om met je te dragen. As ek moes terug, ek sien ek baie dinge het gechange en tyd sinds dit gemaak het aan my vriende moes wat doen, maar toe kom God hier en ek het sy hand gevat. Ek kon onthou toe hy my vra, my kan loop net die regte pad. En dis waar ek besef het ons even in ons laaste dag. Tyd kom maar en ons moet dit net so aanpak. Ek het baie dinge gedoen waaroor ek spyt is, ja. Maar my ma het net so aanpak en sy was altyd daar. En dat wat ik jou maak, is dat wat mij sterk maakt. Maar ik wou er nooit aan vaar. Want dan wat ik voor is, en mami die mekaar. En aan wat ik God vraag, is om dit te dragen. En dat wat ik jou maak, is dat wat mij sterk maakt. Maar ik wou er nooit aan vaar. Want dan wat ik voor is, en mami die mekaar. En aan wat ik God vraag, is om dit te dragen. En dat wat ik jou maak, is dat wat mij sterk maakt. Maar ik wou er nooit aan vaar. Want dan wat ik voor is, en mami die mekaar. En aan wat ik God vraag, is om met je te dragen. En dat wat ik jou maak, is dat wat mij sterk maakt. Maar ik wou er nooit aan vaar. Want dan wat ik voor is, en mami die mekaar. En aan wat ik God vraag, is om met je te dragen. En dat wat ik jou maak, is dat wat mij sterk maakt. Maar ik wou er nooit aan vaar. Want dan wat ik voor is, en mami die mekaar. En aan wat ik God vraag, is om met je te dragen.